moet ek by my Heer. Hy dra my deur die storms. Hy hou my veilig vas. Ek weet ek is nie alleen. God gee my krag. Goeiedag geliefde, dis Dinsdag en vandag lees asseblief Matteus 26 vers 57 tot 68. Ek gaan net fokus op wat daar gebeur hier van vers 64 af. Jesus antwoord hom, dit is nou vir die hoofpriester, dit is soos hy sê, daarby sê ek vir julle, van nou af sal julle die seun van die mens sien waar hy aan die regterhand van God sit, wat magtig is, en julle sal hom sien kom op die wolke van die hemel. Toe skeer die hoofpriester uit verontwaardiging sy klere en sê, hy het God gelaster. Waarvoor het ons nou nog getuienis nodig? Daar het julle nou die godslasterlike woorde gehoor. Wat dink julle? Hulle het geantwoord, hy verdien die dood. Toe het hulle in sy gesig gespoeg en hom met die vuis geslaan. Hulle het hom geklap en gesê, jy's mos 'n profeet, Christus, sê vir ons, wie het jou geslaan? Jesus staan op hierdie nag by hierdie skynverhoor. En hy nooi hulle uit om gewelddadig te raak met hom. Dis my die verskriklikste gedagte, dat hy die Here van die heerser en die koning van die konings is. En hy sê, bring julle aggressie en kom haal dit op my uit. Ek kan myself nie die lyding daarvan, nie van die pyn van die aggressie van die vuishoue of die klappe wat val nie, maar die vernedering daarvan. Van dat hierdie mense met hulle flou teologie, met hulle doodsteologie, met hulle vorm godsdienst, wat van God niks verstaan nie, wat van die seun van God niks wil weet nie. Daai grens deurbreek, deur die Messias, fisies aan te rand. Gedryf deur hulle aggressie, want daar was niks anders hier agter nie as aggressie. En Jesus wat staan en sê, bring dit. Laat die houe val. En van hier af is die verhaal een van aggressie. Ons moenie in die res van hierdie verhaal die aggressie mis nie. Van hoe hy gegeesel is, en hoe hy teen die kruis vasgespijker is, en hoe hy gestroop is van sy klere, en hoe die doringkroon op hom geplaas het, en hoe die soldate met die riet op die kop geslaan het. Alles lê 'n geweldige klomp, agter alles lê 'n geweldige klomp aggressie. Dit is wat Jesus deurgegaan het, vir jou en vir my. Jy weet, ek en jy, ons is nog bereid om stil te staan, as iemand bietjie hard praat met ons, as dit lyk of dinge gaan skeefloop, maar ons is geleer, sodra dinge dan oorgaan tot geweld, dan verdedig jy jouself. Ons noem nooit die inisiatief nie, maar sou dit so gebeur, dat iets oorgaan tot aksie, dan is ons reg daarvoor, en voel ons dat ons binne ons reg optree. Maar Jesus het dit nie gedoen nie, al was dit binne sy goddelike, heilige reg, het hy dat die aggressie, die grense na hom toe deurbreek, hy het gesê, bring dit. Is ingebore in ons. Ons het 'n veg of vlug reaksie. Jesus wys 'n ander reaksie. Iets van 'n vries reaksie. Waar hy sê, nee, laat dit maar gebeur. Mag ons hier in hierdie groot lydingsweek besef wat Christus deurgegaan het, sodat ek en jy vandag die voorreg kan hê om onsself Christene te noem. Die voorreg het om van onsself te praat as vrygekooptes en verlostes, want ons is dit. Ons het verlede week en voorverlede week gepraat van hoe ons met God versoen is, herenig is met God. Wat 'n wonderlike voorreg, maar wat het dit gekos? Mag daar vandag weer 'n waardering by jou en my wees vir 'n Christus wat sê, bring julle vrou teologie, maar bring ook maar julle aggressie, sodat my kinders dit nooit hoef te ervaar.
Shalom. Ek is nie alleen. God gee my krag. 'n nuwe dag, 'n nuwe lied. Ek prys die Here. Hy is my lewe, my hart kan sing, my tong getuig, my Heer is goed, ja hy is groot. 'n nuwe dag, 'n nuwe lied. Ek prys die Here. Hy is my lewe, my hart kan sing, my tong getuig, my Heer is groot. Ek hef my hande om die naam te prys. Dankie vir die gawes wat ek